Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Wat 'n groot voorreg is dit nie vir ons om God se woord te mag bring in ons gewone, maar tog ook gebroke woorde nie. Gelukkig weet ons dat die Heilige Gees ons help om die woorde oor te dra. En daarom bid ek tot die Heilige Gees dat hy hard sal werk om met ons krom woorde in reguit hout te slaan. Mag jy vandag gevoed word uit God se woord en besef dat ons almal opgeroep word om 'n lewe te leef wat anders is. Vriende, God kom groet elkeen van julle nou. Genade en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons almal word op die aarde geplaas om te kies, om vir of teen God te kies. Ongelukkig kies baie mense nie vir God nie en bly in die duisternis. Baie ander kies gelukkig vir die lig. Ons kies teen die sondige natuur en kies vir Jesus as ons verlosser. Ons kies vir 'n ewige lewe wat reeds begin het. Ons kies ook om anders te lewe, om te lewe binne die wil van God. Ons begin al hoe minder soos die wêreldse manier van lewe leef. Ons probeer ontslae raak van die dinge wat nie pas by 'n kind van God nie. Dis soos die storie van Louis Malherbe, ek het al baie genoem, wat hy vertel dat hy gewonder het, hoe kry die beeldhouer dit reg om 'n luiperd uit 'n blok graniet uit te kap. En die beeldhouer antwoord hom toe en sê, dis eintlik baie maklik. Jy kap net af wat nie lyk soos 'n luiperd nie. Nou, vandat ons 'n kind van God geword het hierdie proses van afkap en uithaal begin. Sommige is al reeds ver gevorder met die afkap en met die uitkap van dinge wat nie pas by 'n Christen nie. Maar sommige is maar nog so aan die begin van hierdie proses. Ons almal het 'n verantwoordelikheid. Nee, ons het eintlik 'n opdrag om ons lewe, ons manier van lewe hier op die aarde in lyn te kry met die wil van God. Ons moet die lewe leef soos God wil hê, ons moet dit leef. En ja, dan moet ons intentioneel daadwerklik hieraan begin aandag gee. Ons moet vrug dra. Ons moet soet, sappige vrugte dra waarin die wêreld kan smoel. Nou ek staan hier vandag hier op my neef Fanie se plaas Bronaar hier in die koue Bokkeveld en is dit nie 'n amazing plek nie. Die skurwe berge daar aan die een kant met al hierdie bome, vrugtebome, appelbome, peerbome, vol appels en pere. Hierdie bome dra so swaar, ek het nie geweet, 'n boom dra so swaar nie. Toe ons die inry, toe vra ek vir Nata, of net voor ons die inry, toe vra ek vir haar, hoeveel appels dink jy is daar aan 'n boom? Sy sê nee, 50. Terwyl as ek so na hierdie bome kyk, dan dink ek ons moet 'n 0 agterna sit. Nou ons as vrugtebome moet ook so swaar vrugte dra. Nou, waar kom ek aan so iets? Dink jy? Ek is seker daarvan dat ons almal die vrug van die Gees ken. Onthou, toe ons kinders van God geword het ons 'n geskenk ontvang, die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons helper. En hy help om die ou dinge wat nie pas by 'n kind van God nie uit te kap en 'n nuwe natuur, 'n nuwe manier van lewe aan te leer. Ons gaan die volgende 3 kere stil staan by die 9 vrug van die Gees, sodat ons kan sien hoe moet die vrug in ons lewe eintlik lyk en hoe moet ons daarby uitkom. Ons deel die vrug van die Gees die volgende 3 preke as volg in.
die verhouding met God, liefde, vreugde, vrede. Die verhouding met ander, lankmoedigheid, goedhartigheid en goedheid. En dan laastens die verhouding met onsself, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek hoop regtig dat jy hierdie reeks saam met ons sal stap, om te sien waar dra jy nog nie lekker vrug nie, of waar is jou vrugte dalk nog te klein om regtig 'n impak in die wêreld te gaan maak. Mag die reeks ons help om sulke baie groot vrugte te dra, soos wat aan hierdie bome hang. Kom ons raak stil en dan luister ons na God se woord. Vader, as ek opkyk na hierdie berge hier om my, die skurwe berge, dan staan daar vir my geskryf, God. As ek so kyk oor hierdie appel- en peerbome, dan staan daar vir my geskrywe, God. Here, en as ek so kyk oor hierdie aardappel- en eierlande, en die saailande, en die damme, dan staan daar vir my geskrywe, God. Want Here, U het alles gemaak. Dankie Here dat ons die vrug kan hê van U skepping. Dankie Here dat U vir ons vrugte bring om te kan geniet uit U hand uit. Dankie Here dat ons stil word nou ook 'n vrug is uit U hand. Help ons Here om dit te verstaan en om lekker daaraan te smaak. Vra Here dat U die bedienaar van die woord en ons almal se sonde sal vergewe. Amen. Dra die Gees se vrug. My broers en susters, God het julle na hom toe geroep, sodat julle vry kan wees. Moet asseblief nie hierdie vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Die belangrikste wat julle moet doen, is om mekaar lief te hê. Wanneer julle regtig vir mekaar omgee en lojaal aan mekaar is, doen julle presies wat God van julle vra. Die hele wet van God word in een enkele sin opgesom. Jy moet vir ander mense net soveel omgee soos vir jouself. As julle altyd aan die beklei is, as julle mekaar soos 'n trop kwaai honde byt en verskeur, bly daar later niks meer van julle oor nie. Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê. Dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. As julle lewe deur die Heilige Gees beheer word, hoef julle nie meer al die reëls en voorskrifte van die wet te gehoorsaam nie.
'n mens kan duidelik sien wanneer mense gekies het om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Hulle doen mee aan die verskriklikste seksuele sondes. Hulle lewe is vol onreinheid en goddeloosheid. Hulle aanbid 'n spul dooie afgode en hou hulle besig met waarsêery. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Hulle gun niemand iets nie. Hulle is aggressief, selfsugtig, altyd besig om te stry en verdeeld onder mekaar. Hulle lewe is vol jaloesie. Die een dronkpartytjie na die ander is hulle kos. Hulle gee hulle oor aan vieslike uitspattighede en nog baie ander slegte dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al tevore gewaarsku het, om nie soos hierdie mense te lewe nie. Onthou, mense wat so lewe sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld nie. Aan die ander kant kan 'n mens duidelik sien wat 'n mens se lewe deur die Heilige Gees beheer word. Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Natuurlik is die wet nie gekant teen so 'n leefwyse nie. Elkeen wat in Jesus Christus glo, moet so leef. Want al ons sondige begeertes is saam met hom aan die kruis vasgespijker. Die Gees het ons splinternuut gemaak. Daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. Kom ons hou dadelik op om so baie van onsself te dink. Ons mag nie onder mekaar stry of op mekaar jaloers wees nie. In hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, word daar twee verskillende mense uitgebeeld. Die mense wat buite die wil van God lewe en die mense wat binne die wil van God leef. Die een groep se vrugte lyk nie so goed nie. Dis mense wat beklei en mekaar verskeer en sondige begeertes oorheers hulle. Seksuele losbandigheid is deel van hulle speletjies, hulle is onrein en hulle haat ander mense en gun niemand iets nie. Hulle is aggressief, hulle is selfsugtig, hulle hou die een dronkpartytjie na die ander. Nou, aan die mense is daar 'n groot waarskuwing. Julle gaan die bus mis na God se wêreld, na die ewige lewe toe. Die ander groep se vrugte dra lyk soos hierdie bome. Hulle het mekaar lief. Hulle gee om en is lojaal aan mekaar. Hulle gee die stuur van hulle lewe oor aan die Heilige Gees. In wat hulle dink en wat hulle doen en wat hulle sê. Ander mense bly in hulle fossier en hulle wil graag goed vir hulle doen. Hulle verdra ander mense. Ware vrede straal uit hulle uit. Al lyk die wêreld soos dit lyk. Ander mense wil graag in hulle geselskap wees. Ander kan op hulle reken, want hulle vertrou deur dik en dun op God. Die Gees help hulle dat sonde nooit die oorhand kry nie. As jy kyk na die lyste, dan weet jy, dat hier en daar is daar 'n vrug wat hang, wat in die verkeerde kamp is. As jy die stuurwiel van jou lewe oorgee aan die Heilige Gees, dan wys jy vir hom
of dan wys hy vir jou hierdie verkeerde dade uit. Hy maak jou onrustig en later plaas dit vir jou so, dat jy weet, daardie vrug moet ek afpluk en moet ek uitkap, soos die beeldhouer, om by 'n perfekte luiperd uit te kom, moet hy afkap, uitkap. En ek is seker daarvan dat jy presies weet watter vrugte in jou lewe is, wat eintlik vrot is. Pluk dit af, ruk dit uit, sodat jou lewe vol pragtige vrugte van die Heilige Gees kan hang. Wat is die vrug van die Heilige Gees? Vrug van die Gees verwys na die goddelike karaktertrekke wat die Heilige Gees in gelowiges se lewens vorm. Dit is nie 'n versameling afsonderlike vrugte soos wat hier in die bome hang nie, maar eerder een vrug met verskillende aspekte wat saam in Christelike lewe weerspieël. Kom ek verduidelik dit in 'n bietjie verder. Paulus praat van die vrug van die Gees en nie vrugte nie. Dit beteken dat die 9 eienskappe wat genoem word, liefde en vreugde en vrede ensovoorts, nie losstaande eienskappe is wat individueel gekies word nie. Dit is eerder verskillende aspekte van een enkele vrug, amper soos verskillende skyfies van 'n lemoen. Dis nie 'n keuselys nie. Ek kan nie sê ek kies vir vreugde en vir vrede, maar nie vir selfbeheersing nie. Die Heilige Gees werk hard om al hierdie aspekte gelyktydig in ons te ontwikkel. Hoor jy? Dis die Heilige Gees wat in ons woel en die gevolg van sy werk is dat dit werp vrugte af. Die vrug van die Gees begin by en binne 'n verhouding met God. Die gevolg van die werking van die Heilige Gees in ons is eerstens liefde. Dit is die hoeksteen in ons verhouding met God. Ons kan nie in 'n verhouding met God staan as ons nie God lief het nie. Liefde is die basis waar vanaf ek vir God kies. Liefde vir God maak dit vir ons moontlik om te kies teen die verkeerde dinge wat ons nou net hier gewys het. En ons kies vir die vrug van die Gees om swaar te dra in ons lewensbome. Paulus praat reguit van liefde in 1 Korintiërs 13, ons almal ken dit. Hy sê dat jou basis, dit waarvan af jy reageer, dit wat jou mobiliseer, nie uit liefde is nie, dan is jy net 'n raserige simbool. Liefde is beter as die vermoë om engeletaal te praat. Liefde is beter as die vermoë om al die geestelike raaisels te verstaan. Dit is groter as geloof, selfs geloof om 'n berg te kan versit. Dit is meer werd as om jou besittings vir die armes te gee, of selfs jou lewe as 'n martelaar af te lê. Sonder liefde sou al hierdie gawes en dade waardeloos wees. Jy sien, liefde is die kern van 'n ware Christelike lewe. Dit is wat ons dade waarde gee en wat ons wys dat ons werklik deur God verander is. Ons moet liefde leef. Ons moet ware, onselfsugtige, selfopofferende liefde leef. God en ander mense bo onsself stel. Hierdie liefde is meer as net 'n gevoel. Dis soos Don Francisco sing, love is not a feeling, it's the act of your will. En watter groter daad was daar nie van Jesus aan die kruis, wat kom hang het vir 'n klomp sondige mense van liefde nie. God het uit liefde 'n plan gemaak en iets gedoen vir die mense wat die een na die ander soos vliee doodgegaan het. Onselfsugtige, onbaatsigtige, selfopofferende liefde vir sondige mense. Dis dieselfde vrug wat aan ons bome moet hang. Onselfsugtige, onbaatsigtige, selfopofferende liefde wat net oorloop en oorloop. Daarvan moet ons lewensboom swaar dra. Hulle sê 'n mens word geken deur sy dade. Jou binneste, dit wat hier binne in jou aangaan, gee geboorte aan jou dade. Jou dade
Wat jy doen, jou vrugte, wys wat hier binne aangaan. En wanneer die mens die vrug van jou liefde sien, maar meer nog dit aan hulle lywe ervaar, dan het die Gees mooi in ons harte gewerk. Die mees belangrikste in ons verhouding met God is liefde. Nou liefde is geduld, dis vriendelik, en dis nie afgunstig nie, en nog minder is dit grootpraterig. Liefde tree nie onbeskof op, of doen dinge net vir eie belang nie. Liefde is nie lig geraak nie. En dit het ook nie 'n boek van kwaad neerskryf nie. Nee, liefde beskerm, vertrou, hoop en volhard. Kyk 'n bietjie in hierdie lys en kyk watter van die vrugte moet nog 'n bietjie groter raak in jou lewe. Deel van die vrug van die Gees binne in hierdie verhouding met God is daar 'n noodwendige gevolg. Vreugde. Wat gebeur as 'n dokter vir jou sê daar's 'n gewas en hulle sal moet toetse doen en hulle laat weet vir jou later, dis nie kwaadaardig nie. Jy word oorval van vreugde. Jy borrel oor van vreugde en jy lag. Jy het nog 'n kans gekry op die lewe en het sommer so 'n wip in jou stap. Wat gebeur as jou pad op pad is na die hel toe en jy loop jou vas in Jesus en hy sê vir jou, as jy in my glo, dan sal ek in jou plek die pak wat vir jou sondes. As jy my aanneem as jou verlosser, dan sal jy eendag saam met my vir ewig in die lewe leef, in die hemel leef. Jy word oorval van vreugde. Om God te dien, om vir hom te werk, wanneer ons getrou is en God se opdrag uitleef, dan bring dit vreugde. Wanneer ek bid en my Bybel lees en wanneer ek in aanbidding is, bring dit vreugde. Wanneer ons hoop op die hemel, kan ons nie wag om daar op te daag nie. En ons sien met vreugde daarna uit. Vreugde is die gevolg van geloof in God. Dit laat dink my nou aan hy liedjie, dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief. Vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Daarom borrel ek. Hierdie vreugdevrugte kan nog steeds, of moet aan ons bome hang, moet so swaar soos hierdie appels en hierdie bome hang, al het ons nie 'n sent om sente om te draai nie. Al sê die dokter en spesialiste wat. Want sien, ware vreugde en ware blydskap lê nie in ons finansies of in ons gesondheid of in ons vriende en ons familie nie. Ware vreugde lê in wat God deur Jesus vir ons gedoen het. Maar as dit dan so is, waarom beleef nie alle Christene hierdie vreugde voortdurend nie? Is dit nie 'n voorreg wat ons almal kan hê nie? Is daar iets in die geloof wat dit verhoed? Waarom sou iemand wat hoop het om eendag vir ewig in God se heerlikheid te lewe, dan nie voortdurend met blydskap en vreugde gevul wees nie? Dalk is jou vreugde ook nou soek. Nou daar kan verskeie redes wees. Ons leef in 'n wêreld gevul met sonde, lyding, versoekings. Nou selfs as ons kinders van God is, word ons steeds blootgestel aan hierdie hartseer, aan teleurstelling, aan swaar kry, wat ons vreugde demp. Of soos Paulus skryf, ons is steeds in 'n stryd met ons sondige natuur. So as ons nie daagliks kies om deur die Gees gelei te word nie, kan ons vreugde onderdruk word. Ware vreugde kom uit by gemeenskap met God. As 'n Christen nie tyd met God deurbring nie, in gebed, in Bybelstudie en aanbidding nie, kan hulle geestelike vreugde net opdroog. Of dalk is daar miskien onbeleide sondes of skuld. Dit bring ook 'n afstand tussen ons en God wat ook die vreugde steel. Dis slegs deur vergifnis in 'n opregte verhouding met God waar ons in blydskap herstel kan word.
Soms ervaar Christene teleurstelling omdat hulle verwag God op 'n sekere manier iets moes doen en dit gebeur nie. En dan sukkel hulle om vreugde te behou omdat hulle nie verstaan hoekom God sekere dinge toelaat en sekere dinge nie. Partykeer word ons vreugde gesteel omdat Christene fokus op die probleme in plaas daarvan om op God se goedheid en sy beloftes te fokus. Dan sukkel 'n mens om vreugde te ervaar. My vraag aan jou is, hoe groot is jou vreugde? Kom mense na jou toe omdat jy altyd so vol lag en vreugde is, dan weet jy dat die vrug van die Gees is groot en dra goed op jou lewensboom. Indien nie, moet jy gaan kyk, wat steel jou vreugde? En dit na God toe neem. Onthou, hierdie 3 vrug van die Gees het te doen met ons verhouding met God. En dis dalk 'n barometer, 'n aanduiding, dat daar miskien paddas in die pyp is tussen jou en God. Kap dit uit. Maak seker dat jou verhouding met God weer intiem is, sodat jou vrugte van vreugde groot kan wees en uit jou kan borrel. Die laaste een van die vrug van die Gees in die verhouding met God is vrede. Dis daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Voordat ons gered is, was daar vyandskap tussen ons en God. Ons het teen God gestaan en was nie in die regte verhouding met God nie. Sonder Jesus ervaar 'n mens geestelike onrus. 'n Mens is bang en voel skuldig. By verlore mense kan daar nie ware vrede wees nie. Maar God het egter van sy kant af die verhouding met die mens herstel. En in plaas van oorlog het God vrede gebring. En is daar nou vrede wat heers, 'n wit vlag wat waai tussen God en die mens. Voorheen was ons as mense rusteloos en angstig en het gesmag na meer. Maar skielik ervaar ons 'n diepe kalmte en 'n sekerheid. Amper soos die see wat na 'n storm net so stil word. So word die hart van 'n verloste stil en raak dit kalm. Die vrede van God is vir ons elkeen beskikbaar wat in Christus glo. Dis nie net 'n emosie nie, maar 'n diepe sekerheid wat die wêreld nie kan gee nie. Of hulle kan dit ook nie wegneem nie. Hierdie vrede is 'n duidelike bewys van 'n veranderde hart. En dit bring gemeenskap met God en 'n lewe van rus en sekerheid in sy liefde. Sommige kere word ons vrede ook gesteel. Dalk is jy nou onrustig, dalk het jy geen vrede nie. Dit gebeur nie omdat God verander het of sy beloftes breek nie, hy kan nie. Maar dit is heel waarskynlik as gevolg van ons eie stryd, ons eie omstandighede, ons geestelike uitdagings. En dieselfde redes wat ons vreugde kom steel het, kan ook ons vrede steel. Sondes wat nie bely is nie. Twyfel of gebrek, of ons twyfel omdat ons weet nie wat aangaan nie. Ons kry dalk swaar daar storm en ons fokus op die storms en op die wêreld en nie op Jesus nie. Miskien kom Satan wat 'n mens net aanval. Of dalk is dit net bloot weens 'n gebrek met gemeenskap met God. En daarom wil ek jou weer uitnooi om tyd vir God te maak in jou besige dag. Hier in jou intieme tyd met God sal die Gees jou oë wegdraai van die wêreld na God toe. Hier kan jy jou sondes bely en kan jy weer die beloftes van God herbesoek en dit deel maak van jou lewe en vrede vind. God se vrede is 'n blywende gawe wat nie deur omstandighede bepaal word nie. Wanneer ons vrede kwyn, moet ons vra, waar het ek my fokus verloor? God se arms is altyd oop om ons vrede te herstel. Ons hoef net terug te draai na God en ons geloof en ons vertroue en ons afhanklikheid in hom te bely. Die vrug van die Gees is liefde, dis vreugde en is vrede. En dit is 'n uitvloeisel van ons verhouding met God. En dis die Heilige Gees
wat dit bewerk. Ons moet net aan hom die stuur van ons lewens oorgee. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Om kind van God te wees, beteken dat ons energie sal insit in ons verhouding met God. Ons moet die Heilige Gees ruimte gee om in ons te woel, sodat die gevolg van sy werk in ons lewe soveel vrugte afdra. Vrug van liefde, vrug van vreugde en van vrede. Mag julle almal se lewensbome swaar dra, so swaar soos hierdie bome, aan die vrug van die Heilige Gees. Mag die genade van God, die liefde van Jesus en die nabyheid van die Gees by julle elkeen wees, terwyl julle die vrug van die Gees dra. Amen.